Hallo Sakkie. Môre Sal, Môre jou. lekker om weer hier te wees. Ja, ek sien uit na elke Dinsdag se gesprekkie. Jy doen. Solank dit tot waarde is, né? Solank daar ouens daar buitekant is wat inligting hier uitkry wat vir hulle van Ek waarde dink is. so Sakkie, mense is baie ongelig. Ja. Nou ja, Sal, soos ons aangaan, ons gaan verskeie onderwerpe doen. Ons het nou die kopers gedoen, ons het markte gedoen, ons het verhuurings gedoen. Vandag wil ek graag gesels oor Parys en ons het eintlik al daaraan geraak. Parys het maar soos enige ander tradisionele dorp of stad het hy sy woonbuurte. En die punt waarby ek wil kom is daar 'n waarde aan hierdie dele gekoppel? Is 'n huis in Salikna meer werd as 'n huis in Valparys? Ja, as jy daai twee noem, ja, beslis. Maar Parys het nie vreeslike areas behalwe die nuwe areas soos Salikna wat jy genoem het en Oudewerf en dan natuurlik die twee golflandgoede. Ja. Wat nuwe areas is wat jy kan sê wat se pryse uitstaan bo die ander nie. Die ander plekke is baie mooi homogeen verdeel. Jy kry as jy kyk na Beaumont, die area as jy inkom in Parys aan die linkerkant, né? Van Sasol af. Ja, dis nou die deel van die hospitaal. Ons kan dit so onder die hospitaal hier na die dorp se kant. Ja. Dit is 'n ouerige gedeelte, maar dit is meer gegoede huise wat daar is. Gevestigde huise met lekker groot bome en sterk huise en so aan. So mense hou daarvan om daar te bly. Dis nie 'n slegte area nie. Dan is die ander area wat mense verkies is Salikna, die ou as jy inkom van Vredefort af aan die linkerkant, net na die begrafplaas. Dis nou die deel wat afgaan tot by Groewerlaan. Dis die gedeel wat afgaan tot by Groewerlaan. Ja. Ja, Salikna is eintlik, hy stop eintlik by Siljestraat. En daai onderste gedeelte is nou weer, kan ons sê, 'n ander area. Wat noem jy hom? Hy's nader aan die rivier, maar hy het nie 'n spesifieke naam nie. Maar ja, so hy val maar eintlik onder Salikna as jy dit so kan sê. Ja. Goed. Ek het agtergekom wanneer mense vra na huise, sê hulle altyd naby aan die rivier. Met ander woorde, hulle praat altyd van die rivierkant van Breestraat en Water en Loopstraat. Dit is tipe van 'n dis tipe van 'n lyn. As die ouens aan die ander kant van hom is veral Valparys area, dis nou as jy inkom van Vredefort aan die regterkant, dis Valparys. Dan wil mense graag eerder aan die rivierkant wees. Baie interessant. Ja. En dit veroorsaak dat die rivierkant eiendomspryse dalk 'n bietjie hoër is omdat daar meer aanvraag is. Ja, dit is so. Daar is ook baie kleinerige huisies daar, maar dan weer aan die ander kant, daar's baie mense wat in Johannesburg bly wat net 'n naweekplekkie hier soek. En daai huisie is vir hom 'n juweeltjie, want hy kan hom verander soos hy hom wil, gemaklik maak vir hom net en sy familie om naweke hier te kom kuier. Is daar sulke gevalle? Is daar sulke eiendomme? Nou, is baie huise wat leeg staan in die week en naweke is die eienaars hierso. Interessant, ons gaan nou sommer weg van die onderwerp af van die woonbuurte. Sal gastehuise, baie mense koop eiendomme in Parys om dit te ontwikkel as 'n belegging in 'n gastehuis. Ja. Hoeveel gastehuise het jy idee hoeveel gastehuise het ons? Sakkie, ek het op 'n stadium 'n idee gehad. Maar ek dink amper ons praat van meer as 160. En ja, baie van hulle is nie op standaard nie, maar Parys het baie gastehuise. Baie gastehuise. En dit veroorsaak natuurlik dat met gewone tye, ons praat nou nie van wanneer hier nou by die skougronde bo by die dome iets aan die gang is of miskien iets in die dorp aan die gang is nie. Is daai plekke nie vol nie. Maar dit gee tog vir die eienaar 'n inkomstetjie. Ja, interessant. Die beleggingsmoontlikhede in Parys is ook groot, nie net om te kom woon nie, maar om te kom belê. Ek dink so. Nou net vir 'n oomblik terug na die woonbuurte. So volgens jou is daar nie 'n vreeslike groot verskil in die verskillende woonbuurte nie. Jy kry dieselfde standaard huis in verskillende woonbuurte behalwe die Golfeilande. Ja. Ek dink nie ons het vreeslik baie van die Golfeiland standaard wonings in Parysdorp nie. Nee, maar miskien langs die rivier of so. En Beaumont area, die ouer area, nee. Die ou huise word reggemaak.
Daar's nie moderne huise daar so nie, dis ouerige, stylvolle huise. Ja. Wat wel 'n groot invloed speel, hoe nader ons aan die swart woongebied gaan. Ons praat nou van roet en rook en geraas sekere tye, is huise se pryse ook minder. Mense sukkel om hulle huise daar te verkoop. Ek weet van mense wat maklik 'n 5-6 miljoen rand huis het daarso, wat dit nooit sal kan verkoop teen daai prys nie, omdat hulle baie naby aan die woonbuurt is. Ja, dit bevestig eintlik jou vorige opinie van ligging. Absoluut. Maak jou klein huisie gaan 'n hoër prys kry op 'n goeie ligging en jou groter duurhuis gaan 'n swakker prys kry op 'n swak ligging. Dis eintlik waarop dit neerkom. Net so. Nou ja, daar het ons dit kort en kragtig. In Parys kan jy kom, jy kan vir jou 'n eiendom kom soek waar jy ook al wil. As jy wil laer pryse betaal, dan gaan jy dalk 'n goeie eiendom kry, maar die ligging gaan nie so wonderlik wees nie. En as jy daarby kan aanpas, dan is dit mos nou geregverdig. Of jy gaan vreeslik duur betaal vir 'n klein huisie wat op die rivier uitkyk. Daar's hy. Sal, baie dankie. Dankie, Sakie.